sing 'n loflied oprechtes, loof die Here met die lier, speel vir hom op die harp, sing vir hom 'n nuwe lied, speel met volle oorgawe, jubel dit uit, wat die Here sê, gebeur, alles wat hy doen, staan vas. Hy het geregtigheid en reg lief, die hele wêreld is vol van die Here se troue liefde. Deur die woord van die Here is die hemel gemaak, deur sy bevel al die hemelliggame. Hy het die seewater laat saamkom soos in 'n dam, die groot waters op een plek opgegaar. Die hele aarde moet die Here vrees, al die bewoners van die wêreld moet vir hom ontzag hê, want hy het gepraat en dit was so. Hy het beveel en dit was daar. Ons vertrou op die Here. Hy is ons hulp en ons beskermer. Ja, in hom is ons hart bly. Op sy heilige naam vertrou ons. Hou u liefde oor ons, Here, want ons stel ons vertroue in u. Amen. Liewe gemeente, genade en vrede vir julle van God die Vader, wat op die eerste dag gesê, laat daar lig wees. En genade en vrede vir julle van Jesus Christus, wat as lig vir die wêreld as mens op aarde kom woon het. En genade en vrede vir julle van God die Heilige Gees, wat elke dag ons lewens verlig met sy teenwoordigheid. Wanneer die Here ons so uit sy heiligheid groet, kan ons toch nie anders as om net in verwondering ook lof aan hom te bring nie. En kom ons doen dit vanoggend dan met 2 liedere. Oh
gesing. Ons besing U lof met ons woorde hier in die erediens. Maar mag dit nie daar eindig nie. Mag ons lof aan U op alle terreine van ons lewe sigbaar wees. Ook wanneer ons lof aan U bring met ons offergawe aan U. Nie om daardeur eer en aansien by U te verdien nie. Nie om daardeur deur ander mense beïndruk te word nie. Maar alleen om uit dankbaarheid vir die wyse waarop U ons versorg, ook 'n offergawe aan U te bring. Ontvang dan ook vanoggend hierdie offergawe en mag dit ook in NG Kerk Meyerspark meer help en meer werk dat U skepping ook bewaar sal word en dat U lof verkondig sal word. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen. As ons net vir 'n oomblik stil staan by ons familienuus, dan wil ek vra dat jy mekaar groet. Hoe gaan dit met elkeen so om jou? Goed, lyk my die groot geselsers is die wat van kamp het, want hulle het vanoggend vandag gegroet. Ek wil maar sommer stil staan by die voorbereidingslys ook en weer Johan Sowitski se naam ook uitsonder, dat dit met hom glad nie goed gaan nie, spesifiek vir hom en sy familie, en Heike Holten, neem ek aan, gaan dit ook glad nie goed nie. Louisa, sterkte ook vir julle. Sê asseblief vir jou suster hulle ook. Ons as gemeente dink ook aan hulle as familie. En dan oom Dani de Pree gaan hierdie week, hy word môre in die hospitaal opgeneem en vir toetse en goed. En dan woensdag, lyk dit vir my, gaan hy prosedure ondergaan. So kom ons bid ook vir hom. Christo van Vuren was in die hospitaal, maar dit klink vir my dit gaan goed met hom. En hy sterk dan aan by die huis. Ander name oom Louis Maas, het ek nou vergeet, dit gaan met hom ook regtig nie goed nie. Ek was Vrydagmiddag daar gewees. So kom ons bid ook vir hom en Tannie Poppy en ook vir hulle as gesin en familie. Dan is dit weer ons 10de maand dankoffermaand. Jy sal sien dat daar ook by op die tafels koevertjies beskikbaar is. Jy kan dit neem as jy wil. Daar is al die verskillende maniere hoe jy dit kan vir ons ook daarmee help met SnapScan of elektroniese oorbetaling of dan die koevertjies of inbetalings by die kerkkantoor en jy kan dit oral dan aan die 10de maand dankoffer. So dit is altyd vir ons 'n groot insamelingsprojek en ons vertrou dan dat soos wat die Here dit op die hart lê en soos wat dit vir die moontlik is dat hy vir ons ook daarmee sal help. Dan wil ek vra asseblief, ek het nou regtig mooi gevra, ek weet nou nie hoe moet ek anders vra en hoeveel keer moet ek nou nog vra en of ek nou op my knieë moet staan of wat nie, maar ons benodig regtig iemand wat die opname hiervoor kan hanteer. Ek het nou gesien, ek het eintlik al vergeet van dit en ek het die kamera bietjie laat aangesit. Ek kan regtig dit ook nog doen op 'n Sondag. So ek vra asseblief
as jy in staat is om 'n knoppie te druk en later weer 'n knoppie te druk, kom sê vir my en kom help, asseblief, ons het regtig dringend iemand nodig om ons daarmee te help. En dan het ons ook regtig dringend mense nodig om te help by die teeskink in die oggend na die diens. Dis ook nie 'n uitdagende werk nie. Dis net om te help, bietjie voor die tyd, nie regtig voor die tyd so baie nie, maar veral maar net terwyl ons tee drink en na die tyd bietjie met die opruiming. So asseblief, as daar van u is, mans ook, kom help asseblief. Dan die gemeente retreat, jy sal net nou 'n skyfie daarvan gesien het, by die afkondigings, is die 28ste tot die 30ste November. Jy kan my kontak as jy dit wil meemaak. Dit is weer by Origins Retreat Centrum, daarna by Sterkfontein Grotte. Goed, dan kom ons by die verjaarsdag, daar's 3 persone hierdie week van 80 jaar en ouer. Oom Pieter, Nel, wat ek gesien is vanoggend hier, dan die Rosa Kotse, en dan die Hannetjie Krieg, of een van hulle hier is, ne? Oom Pieter, gaan oom ook sy kers kom aansteek, of moet ek om daarna om te bring? Okay. Kom maar sommer net so plek. Kom ons sê dan ook vir hom Pieter die Here se seën. Dan wil ek hoor, is daar ander persone wat in die week verjaar? Niemand. Ek sê baie blij, dan kan ons besluiten. Is daar iemand? Wie? Nee, oom Ben het al verjaar, ek kan nie weer 'n keer verjaar. Nee, maar wat net ek moet nou ook te loop vir 'n sjokolade, so ek is bly as iemand wat verjaar en dan hoef ek nie vanoggend 'n sjokolade uit te eet. Goed. Wie sê dit van Pieter ingee? O, wat van Pieter ingee. So. As hy doen, kies ek vergeet so koon daarvan. Gemeente, kom ons luister vanoggend weer na dit wat die Here gegee het as sy wil vir die mensdom en hoe dat hy wil hê dat ons as mense moet leef. En ek gaan dit aan die hand van die 10 gebooie doen, soos wat ons dit in Exodus 20 lees. So kom ons luister na wat die Here vir ons daar sê. Jy mag geen ander gode hê nie.
Dit beteken jy moet die drie-enige God alleen vertrou, van hom alleen die goeie verwag, en hom bo alles lief hê. Jy mag geen beeld van God maak nie, want onthou, die Here is meer as jou gedagtebeeld van hom. Sorg daarom dat jy sy woord hou, so word jy telkens gekorrigeer in jou skraal denke oor God. Jy mag nie sy naam ydelik gebruik nie, want onthou, die Here het jou lief. Leef uit sy liefde, anders misbruik jy sy naam. Jy mag geen werk op die Sabbat doen nie. Rus in God se genade in Christus. En hierdie rus word versterk by die eredienste. Eer jou ouers. Gee erkenning vir hulle wat jou in die lewe help en respekteer gesag. Jy mag nie moord pleeg nie. Respekteer die lewe van ander mense. Dink, doen en sê net wat anders se lewe opbou. Jy mag nie egbreek pleeg nie. So koester jou huweliksmaat. Wees trou aan mekaar. En wees trou in alle verhoudings. Jy mag nie steel nie. Hanteer ander mense se goed versigtig. Gee aan almal wat hulle toekom. Betaal jou skuld. Jy mag nie valse getuienis aflê nie. Moenie onwaar of halwe waar dinge oor ander mense kwytraak nie. Beskerm eerder ander mense se eer. Jy mag nie iets van jou naaste begeer nie. Gun ander mense ook vreugde in die lewe. Moenie dinge vir jou wil opeis wat aan ander behoort. Kom ons dink 'n bietjie in stilte na oor dit wat die Here ook vir ons as sy wil gee. Here Jesus, dink aan my en wis my sonde uit. Bevry my van sondige begeertes en maak my van binne rein. Here Jesus, dink aan my, want angs oorweldig my soms. Laat my ervaar dat ek u geliefde kind is, aan wie u beloofde vrede skenk. Here Jesus, dink aan my en laat my nie van u wegdwaal nie. Wys my die hemelse weg uit duisternis en wanhoop uit. Here Jesus, dink aan my sodat lig deur duisternis kan breek, sodat ek u ewige heerlikheid mag aanskou. En sodat ek in die vrede mag leef. Here Jesus, dink ook aan ons as gemeente wat vanoggend hier by mekaar is. Sien ons ook vanoggend raak as die volgelinge wat u met kop en hart en hande wil dien. Dankie dat u Gees ook vir ons gegee het, sodat u Gees ons ook daarin lei. Dankie vir die woord, waaruit ons nou kan lees. Mag ons ook vanoggend u woord hoor, en mag dit ook inslag in ons lewens vind. Kom skryf dit in ons harte en in ons gedagtes, op ons voorkop, op ons handpad, sodat dit ook deel van ons lewe sal wees. Dankie dat ons dit alles mag bid
in die naam van Jesus ons koning. Amen. Ons lees dan vanoggend uit Genesis 1 van vers 1 tot by hoofstuk 2 vers 4. En net so terloops, dit sal ook die skrifgedeelte vir volgende week wees. Dit gaan nie dieselfde preek wees. So jy kan maar nog steeds weer volgende week kom. Goed, Genesis 1 vers 1. In die begin het God die hemel en die aarde geskep. Die aarde was heeltemal onbewoonbaar. Dit was donker op die diep waters, maar die gees van God het oor die waters gesweef. Toe het God gesê, laat daar lig wees. En daar was lig. God het gesien die lig is goed. Hy het die lig en die donker van mekaar geskei. God het die lig toe dag genoem, en die donker het hy nag genoem. Dit het aand geword, en dit het môre geword. Dit was die eerste dag. Toe het God gesê, laat daar 'n gewelf wees tussen die waters, om die waters van mekaar te skei. So het dit gebeur. God het die gewelf gemaak en die waters onder die gewelf geskei van die waters bo die gewelf. God het die gewelf hemel genoem. Dit het aand geword, dit het môre geword. En dit was die tweede dag. Toe het God gesê, laat die waters onder die hemel op een plek by mekaar kom, sodat die droë grond sigbaar word. So het dit gebeur. God het die droë grond aarde genoem, en die waters wat by mekaar gekom het, het hy see genoem, en God het gesien dit is goed. Toe het God gesê, laat daar uit die aarde groenigheid voortkom, groen plante wat saad gee, en vrugtebome op die aarde, wat elkeen aan sy aard vrugte dra, en waarvan die saad in sy vrug sit. En so het dit gebeur. Die aarde het groen plante laat uitsprei, wat elkeen na sy aard saad gee, en bome wat vrugte dra met saad daarin, elkeen na sy aard. En God het gesien dit is goed. Dit het aand geword, en dit het môre geword, en dit was die derde dag. Toe het God gesê, laat daar ligte wees aan die hemelgewelf om dag en nag van mekaar te skei. Hulle moet ook as tekens dien om seisoene, dae en jare aan te dui. Hulle moet ligte wees aan die hemelgewelf om op die aarde lig te gee. En so het dit gebeur. God het die twee groot ligte gemaak, die grootste om 'n dag te heers, en die kleiner lig om snags te heers, en ook die sterre. God het hulle in die hemelgewelf geplaas, om op die aarde lig te gee, om oor dag en nag te heers, en om lig en donker van mekaar te skei. En God het gesien, dit is goed. Dit het aand geword, en dit het môre geword, en dit was die vierde dag. Toe het God gesê, laat die waters krioel van lewende wesens, en laat daar voëls onder die hemelgewelf op die aarde vlieg. God het die groot seediere geskep, en al die ander lewende wesens waarvan die waters krioel, almal na hulle aard, ook al die voëls na hulle aard, en God het gesien dit is goed. Toe het God hulle geseën, wees vrugbaar, word baie, en bewoon al die waters van die see, en laat die voëls baie word op die land. En dit het aand geword, en dit het môre geword, en dit was die 5de dag. Toe het God gesê, laat die aarde wemel, laat die aarde lewende wesens voortbring, elkeen na sy aard, makdiere, diere wat kruip, wilde diere, elkeen na sy aard. So het dit gebeur.
God het die wilde diere op die aarde gemaak, elkeen na sy aard. Ook die makdiere, elkeen na sy aard. En ook al die diere wat kruip, elkeen na sy aard. En God het gesien, dit is goed. Toe het God gesê, kom ons maak die mens as ons verteenwoordiger, ons beeld, sodat hy kan heers oor die vis in die see, die voëls in die lug, die makdiere, die wilde diere en al die diere wat op die aarde kruip. God het die mens geskep as 'n verteenwoordiger. As beeld van God het hy die mens geskep. Man en vrou het hy hulle geskep. Toe het God hulle geseën en vir hulle gesê, wees vrugbaar, word baie, bewoon die aarde en bewerk dit. Heers oor die vis in die see, oor die voëls in die lug, oor al die diere van die aarde, ook oor die diere wat op die aarde kruip. Verder het God gesê, let op, ek gee aan julle al die plante wat saad gee op die hele aarde, ook al die bome wat vrugte dra en saad gee. Dit sal julle kos wees. Maar aan al die wilde diere op die aarde, en aan die voëls in die lug, en aan die diere wat op die aarde kruip, aan alles wat leef, gee ek al die groen plante as kos. En so het dit gebeur. Toe het God gekyk na alles wat hy gemaak het, en dit was baie goed. Dit het aand geword, en dit het môre geword. Dit was die 6de dag. Die hemel en alles daarin is voltooi, en ook die aarde en alles daarop. Op die 7de dag was God reeds klaar met die skepingswerk, en hy het gerus na al die werk wat hy gedoen het. Hy het die 7de dag as gereelde rustdag geheilig, want op daardie dag het hy gerus na al sy skepingswerk wat hy gedoen het. Dit dan is die geskiedenis van die hemel en die aarde, toe hulle geskep is. Genesis 1 en die res van die oergeskiedenisverhale wat opgeteken is geskryf om te vertel dat God alles geskep het. En Genesis 1 is waarskynlik tydens die Babyloniese ballingskap geskryf, toe Israel in baie slegte omstandighede in ballingskap in 'n vreemde land tussen vreemde gode geleef het. Oral om hulle was daar volke wat elkeen hulle eie godsdiens, hulle eie gode gehad het, maar hierdie volke het ook almal hulle eie skepingsverhale gehad, wat vertel het hoe dat hulle geglo het, dat alles wat hulle sien, geskep is. En die bekendste van hierdie skepingsverhale van die heidense volke, is die verhaal van Enuma Elish, wat vertel het, dat die groot oseaan nog altyd bestaan het. En hierdie oseaanse naam was Tiamat gewees. En Tiamat gee dan geboorte aan 'n klomp verskillende gode, onder andere aan Marduk. Maar Marduk kom dan later in opstand teen Tiamat, en hy behaal die oorwinning, en dan verdeel hy vir Tiamat in 2 dele. En die een helfte word die hemel, en die ander helfte word die aarde. Nou as dit nou vir julle deur mekaar klink, laat dit maar deur mekaar klink, want dit is nou net hoe die heidense volke geglo het, dat die hemel en die aarde geskape is. Nie geskape is nie, hoe dit gemaak is. Maar die Israeliete het ook hierdie verhaal, het al die ander verskillende skepingsverhale geken, wat deur die heidense volke rondom hulle geglo is. Want God het immers vir Israel gewaarsku
om nie die afgode van hierdie vreemde volke en heidense volke te begin volg en te begin dien wanneer hulle in die land Kanaan kom. En nou weet ons dat hulle nie aan hierdie waarskuwing van God gesteer het nie, dat hulle juis hierdie ander afgode begin dien het, en daarom is hulle dan in ballingskap weggevoer na Babylonië, waar hulle dan met al en eintlik nog meer afgoderry te doen gekry het. So die Israeliete sou beslis ook gehoor het van die groot geveg tussen Tiamat en Marduk, soos wat die heidene nasies geglo het. En dit is dan teen hierdie agtergrond wat Genesis 1 die skepingsverhaal geskryf is. So Genesis 1 is eintlik niks anders as 'n geloofsbelijdenis vir die Israeliete, sodat hulle kon glo of kon verstaan wie die werklike skepper God is nie. Dit was vir hulle 'n geloofsbelijdenis wat hulle kon onthou in hierdie tyd wat hulle tussen al hierdie vreemde gode en heidene nasies geleef het. En dit is ook hoe ons Genesis 1 moet verstaan, as 'n geloofsbelijdenis wat geskryf is vir Israel in 'n tyd toe dit met hulle baie sleg gegaan het. En ons moet ook verstaan dat Genesis 1 sê vir ons eintlik nie veel oor die skepping nie, maar dit sê vir ons veel eerder iets oor die skepper van die skepping. En daarom begin vers 1 dan met die woorde, in die begin het God die hemel en die aarde geskep. En die aarde was heeltemal onbewoonbaar, dit was donker op die diep waters, maar die gees van God het oor die waters gesweef. En dan sluit hoofstuk 2 vers 4 af met, dit dan is die geskiedenis van die hemel en die aarde toe hulle geskep is. So tussen hierdie twee verse wil die skrywer van Genesis 1 dan vir ons iets kom sê oor die skepper God. Die skrywer van Genesis 1 begin dan ook sy geloofsbelijdenis oor die skepper God, baie interessant, ook by die verhaal van die Oer-Oseaan, in Hebreëus genoem Tehom, en in Akkadies, wat ook een van die tale in Mesopotamië was, het dit bekend gestaan as Tiamat, waar die ander heidense volke van Tiamat gepraat het. So die Jode het die Oer-Oseaan Tehom genoem, waar die heidene nasies dan van Tiamat gepraat het. Maar dan sê Genesis 1, die gees van God het oor die waters gesweef. En nou sou die mense kon wonder, wat gaan nou gebeur? Gaan God ook nou in 'n geveg betrokke raak met Marduk of met Tehom of met Tiamat? En wie gaan as die oorwinnaar uit die stryd tree? En dan kom die verrassing in Genesis 1. God is in geen geveg betrokke nie. God sê eenvoudig net, laat daar lig wees. God het geen stryd met die afgod Tehom nie. Geen geveg nie. Net maar 'n woord wat hy spreek. Wat 'n God om te dien. En dit is wat Israel moes hoor in hulle tyd van ballingskap. God is 'n God wat maar net 'n woord spreek en dinge gebeur. En dit is wat ons ook in Psalm 33 gehoor het aan die begin van die diens, wat ek as woordum gebruik het. God is nie die oorwinnaar nie. God is baie meer as dit. Hy self is die skepper van alles. En hierdie geloofsbelijdenis oor God moes
vir elke Israeliet wat omring was deur al hierdie nikswerk afgode, dit moes vir hulle bevestig het, vir hulle kom sê, hoor Israel, die Here ons God is die enigste ware God. En hulle moes kon hoor, daar is geen chaos meer wat die lewe kan bedreig nie, want God het die chaos in orde omskep, deur 'n woord wat hy gespreek het. Daar is geen mag meer wat die Israeliete kon oorwin nie, want alle mag behoort aan God. God heers. God self gebied. God is in beheer. En hierdie skepping is sy skepping. Hy het dit by niemand anders met geweld afgeneem nie. Hy het met niemand in 'n geveg betrokke geraak nie. Dit was nie nodig nie, want dit is syne. Hierdie aarde is God se aarde. Hy spreek net 'n woord en dinge gebeur. En geen chaos kan ooit weer heers nie, want chaos bestaan nie meer nie. God se gees het orde oor alle chaos gebring. So ons moet die hele skepingsverhaal van Genesis 1 amper sien soos van die gelykenisse wat Jesus vertel het. Want hierdie skepingsverhaal in Genesis 1 is eintlik niks anders dan as 'n lofprysingslied aan God nie. En daarom sê die skrywer ook na elke skepingsaksie van God, en God het gesien, dit is goed. So die skrywer kom sê, maar alles wat God gemaak het, is goed. En dit is waaroor dit in hierdie verhaal gaan. En ons hak so maklik vas by die hoe van die skepingsverhaal. Hoe het dit gebeur? En dit is nie die doel van Genesis 1 om vir ons die hoe te verduidelik nie. Maar die doel van die skepingsverhaal in Genesis 1 gaan oor die wie in hierdie verhaal. Wie het dit alles laat gebeur? So, of die skepping nou deur evolusie, of deur 'n oerknal, of deur wat ook al, en hoeveel biljoene jare gelede, soos wat die wetenskaplikes sê, gebeur het, dis nie vir ons belangrik nie. Ja, vir baie mense is dit belangrik, maar vir ons as Christene is die belydenis om te sê, maar God is die skepper daarvan. Dis die belangrikste. En daarom kon die ruimtevaarders van Apollo 2, wat in 1969 op die maan geland het, voor miljoene mense hierdie skepingsverhaal in Genesis 1 voorlees. Want hulle kon daarmee ook sê, ons glo as wetenskaplikes wat op die maan geland het, dat God ook die skepper van die maan is, dat hy die skepper van die heelal is. En dit is wat Genesis 1 vir die Israeliete oor hulle geloof in God moes sê. Hulle wat in hulle geloof in God begin twyfel het, wat al hierdie ander afgodsverhale gehoor het. Maar dit is ook 'n geloofsbelydenis wat vir ons as Nuwe Testamentiese kerk vandag nog steeds geld. Ook ons kan sê uit Genesis 1 uit, maar God is die skepper God. Dit gaan in Genesis 1 oor die wie van die verhaal en nie oor die hoe van die verhaal nie. Dit gaan vir ons daaroor dat hy is die lig in die duisternis. Hy is die een wat chaos, alle chaos laat verdwyn, deur die spreek van 'n woord. Ons lees dit dan ook in die Nuwe Testament, in Johannes 1. In die begin was die woord daar. Dit is Christus. In die begin was Christus ook daar. En deur die woord, en die woord was by God, en die woord was self God. Hy was reeds in die begin by God.
Alles het deur hom tot stand gekom. Ja, nie 'n enkele ding wat bestaan het sonder hom tot stand gekom nie. In hom was daar lewe. En die lewe was die lig vir die mense. Die lig skyn in die duisternis en die duisternis kon dit nie uitdoof nie. Elke moederlose Israeliet moes hoor dat God, die God van Israel, die skepper van alles is. En nie Marduk nie. Maar dit is nie net die moederlose Israeliete wat in ballingskap tussen al hierdie heidene nasies en afgoderry geleef het, wat dit moes hoor en daardeur bemoedig moes word nie. Ook ons moet dit vandag nog hoor. Ook ons moet dit dalk meer gereeld hoor. Want ook ons kan so maklik vergeet dat God alle chaos in orde omskep het deur net 'n woord te spreek. Die Skepper God is 'n lig, het alle duisternis uitgedoof. Geen mag kan dit onderkry nie, want alle mag behoort aan die Skepper God. Die God wie ons dien. Die God wie ons bely ons God is en wat ons navolg. En daarom kan ons dan ook met uitbundigheid uitroep: Ek glo in God, die almagtige Vader, die skepper van die hemel en die aarde. Want ons weet, dit is sy aarde. Dit is sy skepping. En daarom is ook ek sy eiendom. Wat 'n heerlike wete en belydenis is dit nie. Wat 'n gerusstelling is dit nie. Wat 'n genade is dit nie. En daarom wil ek u nooi om te staan en saam met my ook u geloof in die Here te bely. Dan kan u weer die sitplekke daarna in. Ek glo in God die Vader, die almagtige, die skepper van die hemel en die aarde, en in Jesus Christus, sy eniggebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is in die maagd Maria, wat gelei onder Pontius Pilatus, gekruisig, gesterf het en begrawe is, en daarna neergedaal het, wat op die derde dag weer opgestaan het uit die dood, wat opgevaar het na die hemel, en sit aan die regterhand van God, die almagtige Vader, vanwaar hy sal kom om te oordeel, die wat nog lewe en die wat reeds gesterf het. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan 'n heilige, algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergifnis van sondes, die opstanding van die vlees en 'n ewige lewe. Amen. Ek wil vanoggend vir u voorgaan in 'n gebed. En dit is 'n gebed en skielik is die naam van die vroeë kerkvader uit my kop uit. Athanasius, is 'n gebed van Athanasius waar hy ook eer aan God gebring het. En kom ons as gemeente bid ook hierdie gebed volgens saam. Aan u alleen, Allerhoogste, kom al die eer toe. En geen mens is waardig om u aan te roep nie. Die hele skepping bring aan u die lof. Veral ons broer son, wat die dag is, en deur wie u ons verlig. Hy is mooi en straal met groot heerlikheid, en hy weerspieël u lig
Allerhoogste. Aan U die eer, my Here, deur Suster Maan en die sterre. In die hemel het U hulle geplaas, skitterend, kosbaar en mooi. Aan U die eer, my Here, deur broer wind, en deur die lug en die wolke, die helder weer en elke jaar gety, waardeur U die skepping aan die lewe hou. Aan U die eer, my Here, deur Suster Water, wat so bruikbaar is, so nederig, kosbaar en suiwer. Aan U die eer, my Here, deur broer Vuur, deur wie U ons die nag verlig. Hy is mooi en vrolik, ferm en sterk. Aan U die eer, my Here, deur Suster Aarde, ons moeder wat aan ons die lewe hou en lei, en soveel plante soorte, kleurryke blomme en blare voortbring. Aan U die eer, Here, wanneer mense vergifnis skenk, of wanneer U mense vergifnis skenk, omdat hulle U liefhet. Aan U die eer, Here, wanneer mense siekte en verdrukking in U vrede dra. Deur U Allerhoogste sal hulle gekroon word. Aan U die eer, my Here, omdat U die skepper van alles is. Aan U die eer, Here, omdat U ook ons skepper God is. Aan U die eer, Here, omdat U ook die skepper van die nuwe hemel en die nuwe aarde is, waarna ons verlangend kan uitsien. Aan U die eer, dat ons U vandag mag ken, en U naam mag aanroep, en ons geloof in U mag bely. Aan U die eer, omdat dit alles op grond van U genade kan gebeur. Aan U die eer, aan U ons lof, aan U ons dank. Ons is lief vir U, Here, Skepper God. Amen. Terwyl jy net so bly sit, kom ons sluit af met die slotlied. Amen.
Gemeente, staan en vir die seën van die Here. Die Skepper God wil u as sy skepsel dan ook vandag seën en mag u elke dag dan ook so leef dat u ook sy skepping sal onderhou en dit bewaar en beskerm. Daarom mag die genade van ons Here Jesus Christus en die liefde van God ons Vader en die teenwoordigheid van die Heilige Gees met julle elkeen wees. Amen.